Hartlike goeiemôre, dit is donderdagoggend net die 2 April, die jaar 2026. My naam Dani Gerber, my weer 'n eer en 'n voorreg om saam met julle te kan kuier rondom God se woord. En vandag praat ons so 'n bietjie, moenie 'n Judas wees nie. En ons almal weet wat se tyd ons nou in beweeg en elke Christen wat hierdie tyd gebruik om die dood en die kruisiging van Jesus Christus te herdenk. En dit is hierdie Paasfees, Paaskonferensie. Party gemeentes het 'n hele konferensie aan die gang. En ek wil vir jou sê, raak betrokke waar jy ook al is. En as 'n Christen het ek en jy nodig om hierdie tyd aan Jesus toe te wy. En net om dankie te sê vir die pad wat hy geloop het, die prys wat hy betaal het vir my en vir jou. So ons kan gaan kyk daar in Matteus 26 en hy praat hierso van die laaste Pasga. En dit is daar vanaf verse 17, maar ek wil lees hier vanaf verse 20. Hy sê, en toe dit aand geword het, was hy met die 12 aan tafel, en terwyl hulle eet, sê hy, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Toe word hulle baie bedroef en begin elkeen van hulle aan hom te sê, is dit miskien ek, Here? En toe antwoord hy en sê, hy wat saam met my sy hand in die skottel insteek, hy sal my verraai. Nou as ek so 'n bietjie daaraan dink, wat se skottel is hierdie? Dis die avondsmaal, die nagmaal soos wat ons hom ken. So baie gemeentes hou dit baie meer gereeld, ander hou dit so een keer 'n maand, ander hou dit so een keer in 3 maande, maar hoe het hy ook al, dat wanneer hulle hand in die skottel druk, met ander woorde, jy druk jou hand in om 'n broodjie te neem, en jy vat 'n kelkie of jy drink uit die beker uit, dit is wanneer jy jou hand in die skottel druk, saam met Jesus Christus. So wanneer ek en jy dit doen ons dit met 'n oop hart, met 'n oop gewete, met of doen jy dit onder 'n skuilnaam, as ek dit so kan uitdruk. Jy weet, jy en hierdie ander ou sit nie eens in dieselfde vuur nie, want daar's nie 'n manier wat julle twee gaan saam braai nie. Maar as op 'n Sondag in die kerk is, dan druk ons hand saam in die skottel. En dan het ons saam avondsmaal. Ons het deel van Jesus Christus, maar ons sien nie die lig skyn oor 'n ander ene nie. Is dit nie maar verraai nie? Is dit nie wat dit beteken dat ons mekaar verraai ook nie? Want die woord sê ook vir ons, wat jy teen die ander gedoen het, teen die minste gedoen het jy teen my gedoen. So ons moet versigtig wees hoe ons ander mense hanteer, want die woord sê, en dit is hoe ons dan Jesus hanteer. So baie mense sê, ja, maar ek het nie Jesus verraai nie, so dit is nie van toepassing op my nie. Maar as jy jou broer of jou suster verraai, dan is dit nog steeds van toepassing ook op jou. So die woord sê verder vir ons hierso, en hy sê so in vers 23, en toe antwoord hy en sê, hy wat saam met my sy hand in die skottel insteek, hy sal my verraai. Die seun van die mens gaan wel heen, soos daar van hom geskryf is, maar wee daardie man deur wie die seun van die mens verraai word, dit sou vir hom goed gewees het, as daardie man nie eers gebore was nie. En Judas wat hom sou verraai, antwoord en sê, is dit miskien ek, Rabbi? En hy antwoord, jy het dit gesê. So ek en jy weet in ons hart, is ons 'n verraaier. Nou, wat ek bedoel het daarby is, hoe kan ek die Here verraai? Deur nie op te staan vir die waarheid nie. Wanneer ek wil stil bly, as ons by 'n braaivleisvuur is, en iemand praat goeters wat hulle nie moet praat nie, dan bly ek nou maar stil, want ek wil nou maar die vrede bewaar. Ek wil nie opstaan vir my verlosser, vir my koning, vir my redder nie. Dan is jy 'n verraaier. Deur nie te glo dat Jesus die seun van God is nie, dan is jy 'n verraaier. Want baie dink dat, ag nee, wat, ek het my verhouding met God, ek glo nie in die seun Jesus Christus nie, dan is jy 'n verraaier. Deur nie te gehoorsaam te wees nie, en dit gehoorsaamheid is die uiterste belangrikste gedeelte in God se woord. Want as ek en jy nie gehoorsaam is nie, dan is ons 'n verraaier. En ons het nodig om nie soos Judas te wees nie. Ons het nodig om op te staan vir die waarheid. Ons het op te staan vir my verlosser, my redder, my koning. En al moet jy dan vervolg word, al moet jy gestenig word vir jou koning, vir jou Jesus Christus, dan moet jy opstaan en nie 'n verraaier wees nie. So kom ons bid en ons vra Abba Vader om ons te help, laat ons deur hierdie tyd, hierdie herdenking wat ons gaan plaasvind, hierdie naweek, dat ons dit in ons harte sal gebrei, en uit ons hart sal uitkom, dat ek het my Here my lief, ek het my Here lief, met alles in my. Kom ons bid en ons vra die Here. Halleluja, Abba Vader, Here baie dankie. Ja Here, dit het meer as 2000 jaar terug gebeur, Here, maar
is so na in ons hart, die prys wat U betaal het, Here, sodat ons nie nodig het om daar te staan en te sê, ek ken U nie, en ek weet nie wie U is nie, Here, maar ons kan opkyk en weet, Here, U het die prys betaal, sodat ek in oorwinning kan staan, en ek saam met U kan wees in die koninkryk. Aba Vader, ek bid en vra dat U saam met elkeen sal wees, dat ons U nie sal verraai nie, dat ons nie 'n Judas sal wees nie, maar ons sal opstaan vir die waarheid, en nie ongehoorsaam sal wees nie, maar gehoorsaam in U woord. Lei ons, seën ons, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit hierdie naweek, gaan vier die herdenking van Jesus Christus, dit wat hy vir jou gedoen het. Geseënde naweek. God bless.